Baie hartlik welkom aan al ons jong mense wat vandag inskakel by Ankerpunt Jeug se Sondag Erediens. Ek is Dominee Adriaan Swart en dis my heerlik om vandag die woord van die Here met jou te deel namens Uit die Woord Digitaal. Ons nooi alle jong mense uit om ook in te skakel by ons WhatsApp groep vir Ankerpunt Jeug wat deur die loop van die week wonderlike kosbare teksverse met mekaar deel, Bybelse waarhede en natuurlik ook belangrike inligting oor die woord van God dat jy geestelik kan groei. Jy is welkom om daarbey aan te sluit, dit is gratis, deel dit ook met jou vriende en familie. Jy is ook welkom om aan te sluit by ons Facebookblad. Daar op Facebook kan ons ook uitreik na mekaar, ons dra mekaar in ons gebede en ondersteuning en ons deel die woord van die Here ook daar. Baie dankie dat jy ook deel is daarvan. Nou op hierdie pragtige oggend is dit vir my wonderlik om die woord van die Here met jou te deel. En ek glo dat jy as jong mens ook net nader aan Jesus sal lewe en om sy woord jou eie te maak, want die wêreld is inderdaad baie uitdagend. Dit is nie 'n maklike wêreld nie. En mens wonder oor baie dinge in hierdie wêreld. Maar die Here het vandag ook vir ons 'n antwoord. Ons praat vandag oor hierdie tema. Wie is jy? En ek dink dit is iets wat jy vir jouself moet uitklaar vandag. Wie is jy? Die Bybel kom gee vir ons baie mooi antwoorde. Voordat ons vandag saam lees uit die Here se woord, kom ons bid eers saam. Here, baie dankie vir hierdie mooi geleentheid, waar ons as jong mense voor U in 'n gebed kan buig en U kan grootmaak en U kan loof en prys, want U is die enigste ware God. Dankie vir U liefde wat oneindig is en vir U genade wat so groot is. Ja, Here, U ken elkeen van ons by die naam. U weet wie ons is, U weet waar ons woon, U ken ons deur en deur. Maak nou ons harte oop, wanneer U met ons praat hierdie Bybel, en werk in ons deur die Heilige Gees, dat hierdie boodskap ons lewens sal verander. Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Kom ons gaan vandag saam lees uit die woord van die Here uit 1 Petrus 2 en ons lees vers 9. Maar julle is God se volk. God het vir julle gekies. Julle is die priesters oor wie hy regeer. Julle is 'n gewyde volk, sy eie volk, wat vir almal moet vertel van die groot dinge wat God gedoen het. Hy het vir julle geroep om uit die donker na hom toe te kom, na hom wat in die wonderlike lig is. Jong mense lewe in 'n wêreld vandag waarin mense mekaar baie vinnig veroordeel en aan jou dinge sê soos, jy's nie goed genoeg nie, jy's die een met die probleem, jy sal nooit iets in jou lewe bereik nie, jy is weird of vreemd, jy pas nie in by ons nie. Soms plaas mense etikette op ander mense om hulle te oordeel. Maar die vraag is dit wie jy is? Wie is jy? Is die vraag van vandag. Soms doen ons dit aan onsself om ons in die prentjie van ander mense se oë te sit. Maar dit is nie wie jy is nie. Ons kyk na ander mense en dan dink ons baie keer, hulle is baie slimmer as ons. Hulle het baie meer voordele as ek. Jy sien ander mense se beste foto's en hulle mooiste oomblikke dalk op sosiale media, op TikTok of Instagram, maar jy vergelyk dan jou eie onsekerhede met daardie mense se lewens. En later begin jy die vraag afvra, maar hoekom is ek nie soos hulle nie? Jy begin glo dat jou waarde afhang van hoeveel mense van jou hou, of hoe goed jy lyk, of natuurlik hoe goed jy presteer. Maar God se woord vandag vra aan jou as jong mens hierdie spesifieke vraag. En is 'n belangrike vraag. Wie is jy? Wie bepaal wie jy is? Is dit jou vriende wat bepaal wie jy is? Of is dit sosiale media? Of is dit jou foute? Of is dit die God wat jou gemaak het en jou verlos het deur Jesus Christus?
Nou vandag gaan ons stil staan by 3 belangrike punte wat ek graag wil hê jy in jou hart moet bewaar en oordink en dit ook gaan toepas. 3 punte wat die Here se woord ons leer. Ons eerste punt, jou waarde word nie deur mense se menings bepaal nie. Mense se opinies of mense se menings verander gedurig. Vandag aanvaar hulle jou, môre skuif hulle jou uit. Vandag is jy hulle grootste vriend, môre wil hulle niks met jou te doen hê nie. Vandag prys hulle jou, môre kritiseer hulle jou. As jou identiteit op mense se goedkeuring gebou is, sal jou lewe altyd onseker wees. Paulus skryf vir ons so pragtig Galasiërs 1 vers 10. As ek nog steeds mense wou tevrede stel, sou ek nie 'n dienskneg van Jesus Christus wees nie. Dit beteken, liewe jong mense, dat ons nie ondergeskik aan mense moet gaan lewe nie. Dit beteken nie ons ondergeskik of ongeskik moet wees wanneer mense met ons praat nie, maar jy's beslis nie minderwaardig nie. Jy kan ook nie op 'n laer vlak lewe nie. In die oë van God is ons almal gelyk. Maak nie saak wie ons is of wat ons doen nie. Dit beteken ook nie dat jy goedkeuring van ander mense kry oor jou eie lewe nie. Wanneer jy net probeer om by almal in te pas, begin jy maklik dinge doen wat verkeerd is, net om mense tevrede te stel. Jy verander jou woorde en jou gedrag en selfs jou geloof omdat jy bang is jou vriende gaan jou verwerp. Maar jy hoef nie jou waardes prys te gee om waardevol te wees nie. Selfs Jesus het baie keer verwerping beleef. Johannes 1 vers 11 sê, hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Jesus verstaan hoe dit is om deur mense verwerp en veroordeel te word. Tog het mense se verwerping nie verander wie Jesus was nie. Hy het geweet dat hy die geliefde seun van God was. Wanneer jy aan Christus behoort, hoef jy nie toe te laat dat ander mense jou deur hulle woorde jou identiteit te bepaal nie. Mense kan jou totaal en al verkeerd beoordeel, maar God ken jou hart. Mense kan jou uitsluit, maar God nooi jou nader. Mense kan jou verwerp, maar Jesus Christus ontvang jou met oop arms. Ons tweede punt vir vandag. Jou foute is nie jou identiteit nie. Ons almal maak foute. Daar is geen mens op aarde wat nooit 'n fout maak nie. Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Miskien het jy dalk in jou lewe dinge gedoen waaroor jy baie skaam was, dinge waaroor jy nie wil praat nie, dinge wat jou hart seer maak. Miskien het jy verkeerde keuses gemaak en iemand seer gemaak en daardeur vir God teleurgestel. Die gevaar is dat jy later begin glo, ek is nie meer goed genoeg nie. Ek is nie werd dat Jesus my red nie. Ek het nie net iets verkeerd gedoen nie, ek is verkeerd. So kan mense redeneer. Maar dit is nie die evangelie van Jesus Christus nie. Die evangelie sê nie dat sonde nie so erg is nie, inteendeel. Sonde is baie erg. Sonde is ernstig. Dit skei ons van God. Maar die Bybel sê ook dat Jesus Christus juis aarde toe gekom het vir sondaar mense soos ek en jy, sodat ons vergifnis in hom kan ontvang. In 1 Johannes 1 vers 9 staan daar, as ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ek en jy moet vandag weet, God vergewe sondes en maak ons lewens skoon. Petrus is 'n baie goeie voorbeeld. Hy was een van Jesus se disippels, maar aan die einde, net voordat Jesus gekruisig is, het Petrus vir Jesus 3 keer verraai. En hy het bitterlik gehuil daaroor. Dit was vir hom 'n verskriklike ding. 3 keer het hy gesê, ek ken Jesus nie. Hy het liderlik gefaal in sy lewe. Maar sy mislukking was nie die einde van sy lewensstorie nie.
Jesus het hom vergewe, Jesus het hom herstel en hom geroep om een van die grootste getuienisse vir die Bybelse tyd te maak en selfs nog vandag. Petrus se fout het nie sy finale identiteit geword nie. Sy foute wys nie wie hy was nie. God se genade het die laaste woord in Petrus se lewe gehad. En weet jy wat? Dieselfde geld vir my en jou. Wanneer jy met 'n opregte hart en met groot berou in jou hart na Jesus toe kom en vergifnis vra vir jou sonde, dan sal die Here Jesus dit vir jou gee. Jy's nie maar net bloot die een wat misluk het nie. Jy's nie maar net bloot die een wat verkeerde dinge gedoen het nie. In Christus kan jy vergewe word, kan jy skoon gewas word, kan jy nuut gemaak word en 'n nuwe lewe ontvang. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Ons derde punt vir vandag. God sê wie jy in Christus is. Ons Bybelteks van vandag sê die volgende: maar julle is God se volk. God het vir julle gekies. Julle is die priesters oor wie hy regeer. Julle is 'n gewyde volk, sy eie volk, wat vir almal moet vertel van die groot dinge wat God gedoen het. Kyk nou al hierdie verskillende woorde wat God hier in die teks van vandag gebruik om te beskryf hoe ons lyk as ons aan Jesus behoort. Hy sê, julle is uitgekies. God het jou nie toevallig raak gesien nie. Jy's uitgekies om kind van God te word. Hy sê ons is geheilig aan die Here, ons is gewy aan God. God het jou afgesonder vir hom. Jou lewe behoort aan hom. Hier staan ook dat ons God se eiendom is. Ons behoort nie meer aan die mag van die sonde nie, ons behoort aan God. Maar hierdie identiteit is nie iets wat ek en jy verdien nie. Dis nie omdat ons so goed is nie, of goeie mense is nie. Dis nie omdat ons beter is as ander mense nie. Dit word deur Jesus Christus uit genade verniet aan ons gegee, soos 'n geskenk. Jesus het ons skuld gedra aan die kruis, uit genade. Hy het gesterf, hy het uit die dood uit opgestaan, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal ontvang. Daarom sê Romeine 8 vers 1, is daar dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. As jy in Jesus Christus glo, is jy nie verwerp nie, jy word deur God aanvaar. Jy's nie alleen nie, God is by jou. Jy's nie waardeloos nie, Jesus het sy lewe vir jou gegee. Jy's nie sonder 'n doel nie, God wil jou gebruik in jou lewe. Jou identiteit rus daarom nie op hoe jy vandag voel nie, maar op wie Jesus is. Dit rus op wat Jesus vir jou gedoen het. Daar sal altyd stemme wees in hierdie wêreld wat vir jou gaan probeer sê, maar jy's nie goed genoeg nie. Jy het nie dieselfde waarde as ander mense nie. Jy is iemand wat groot foute maak. Maar God sê vandag, jy is deur my uitgekies. Ek is lief vir jou. Jy word deur my geken. Jy kan deur Christus vergewe word. Wanneer jy in Jesus Christus glo, behoort jy aan my. Dit is die vraag wat vandag in jou hart en in jou lewe moet omgaan. Wie is ek werklik? Is ek wat die wêreld sê ek is? Of is ek wat Jesus sê ek is? Die belangrikste vraag vandag is, behoort ek aan Jesus? En as jy vandag sê, ek glo in Jesus, ek leef vir Jesus, ek behoort aan hom, dan is jy iemand wat baie kosbaar is in die oë van God. En daarom wil ek vir jou vandag uitnooi, plaas al jou geloof en vertroue in Jesus. Luister na sy woord, laat God bepaal wie jy is, nie mense nie. Wanneer jy weet dat jy aan Christus behoort, dan hoef jy nie meer heeltyd te bewys aan die wêreld dat jy waardevol is nie, want jy is dit reeds in God se oë. Jy kan uit sy genade leef en die goeie nuus van Jesus aan ander gaan verkondig. As jy in Jesus Christus glo,
Is jy God se kind? Is jy uitgekies en is jy kosbaar vir Jesus? En dit, liewe jong mense, is al wat werklik saak maak. Gaan vertel dit nou vir almal dat jy gered is en wie jy is. En deel die goeie nuus van redding met al jou vriende, want daar is so baie mense wat hierdie boodskap nodig het. Kom ons bid saam. Baie dankie Here, dat ek vandag kan weet, ek is deur U uitgekies. En dat elkeen wat in Jesus Christus glo ook vandag kan weet, hulle is waardevol in U oë, hulle is uitgekies, hulle is afgesonder vir God, en dat hulle van groot belang vir God en sy koninkryk is. Dankie dat die wêreld nie ons waarde bepaal nie. Die wêreld en sy stemme wil verkeerde boodskappe in ons ore fluister. Maar dankie dat ons vandag kan hoor, Jesus het ons lief. Ons is kosbaar in sy oë en as ons in hom glo, het ons lewe groot waarde. Dankie vir elkeen wat vandag kom luister en na hierdie boodskap. Seën elkeen van hierdie jong mense. U ken ons Here, U weet waar ons woon. Seën ons op ons lewenspad. Heilig ons in U naam en dankie dat ons in Christus groot waarde het in U oë. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Dit was my baie lekker om die woord van die Here met jou te deel. Ek bid vir jou en ek nooi jou uit, word deel van Anker.jeug, ook op ons WhatsApp groepe en Facebook. Stuur gerus vir ons boodskappe en mag die Here vir jou elke dag naby aan hom hou. En onthou, jy is kosbaar in sy oë, jy's kind van God, jy is waardevol. Tot 'n volgende keer. Mooi bly.